Liewe familie en vriende, baie welkom by Frank Leslie Boswell, aka oom Leslie van hier af se gedenkdiens. Ek wil julle verwelkom hierso waar ons 'n geruime tyd gaan spandeer om oom Leslie se lewe te onthou en te bedink. Natuurlik is dit baie hartseer om so 'n geliefde aan die dood af te staan. Maar ons kan ook terugkyk met groot dankbaarheid vir 'n vol lewe. Ek wil graag vir ons open met gebed en dan gaan ons 'n huldeblyk video kyk van oom Leslie. So kom ons buig net ons hoofde vir 'n oomblik. Hemelse Vader, ons dankie vir die groot voorreg wat ons het om hier te kan wees vir familie en vriende en kennisse om op 'n Vrydag uit te kom en tyd af te staan omdat hulle hierdie besonderse man geken het en eer wil bewys. Dit is 'n voorreg om hier te wees en saam hartseer te wees, saam dankbaar te wees vir 'n lewe, 'n vol lewe wat aan ons geskenk is. Ons bid in hierdie oggend dat U harte sal troos, maar dat ons ook sal kan deel in stories in die verlede van blydskap en dankbaarheid teenoor hierdie geliefde man wat vir 'n groot tyd deel van ons lewens kon wees. Ons bid dat U ons sal lei in hierdie tyd, dat U sal werk en wees in ons harte. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Kom ons kyk vir 'n oomblik. Amazing grace, how sweet
Toe ek sien Sonja het my gesoek, het ek gewonder waaroor dit gaan, en dit is regtig 'n groot eer vir my, altyd as iemand vir my vra, en spesiaal as dit iemand na in my hart is 'n eer om hier te kan staan en die boodskap te kan behartig by 'n gedenkdiens soos oom Leslie. So baie dankie dat Tannie my toevertrou om hier te kom staan en ons vanoggend te lei. Daar is natuurlik baie te sê oor oom Leslie. Ek sal nie die waarheid praat as ek vir u kan sê dat ek 'n uur oor oom Leslie kan praat nie, want my kennis van hom is maar nog kort en klein, maar dit was definitief diep. En ek is seker daar is baie stories wat gedeel kan word oor koffie en tee na die tyd as ons sy lewe bedink. Ek weet Sonja gaan ook woorde kom deel met ons na my boodskap, maar die hoofdoel vir my boodskap hier vanoggend, vriende, behalwe om hierdie diens te lei, is om 'n boodskap te bring uit God se woord vir ons, gepas vir hierdie tyd wat ons osself bevind. So dit is waarvoor Tannie Poppie my gevra het, dis hoekom ek hier is. Ek is 'n diensknegt van die Here, en as ek nie oor sy woord kan praat nie, het ek nie veel om vir ons te sê nie. Oom Leslie, soos u weet, was 'n kenner oor 'n wye gebied. Opgelese en 'n denker van formaat. En hierdie eienskappe van oom Leslie herinner my aan iemand in die Bybel, die wyse Salomo. Die wyse Salomo van ouds. Hy was soos oom Leslie, 'n wyse man, 'n opgelese man, maar hy word ook verwys in die Bybel as die prediker. So ek gee vir oom Leslie die wyse deel, en ek gee myself die predikerkant vanoggend, as ek vir ons wil herinner aan die wyse woorde van Salomo, die koning, maar ook die prediker, in Prediker hoofstuk 7 en vers 1, het hierdie wyse man, glo die wysste man wat ooit gelewe het, gesê, en is opgeteken in die Heilige Skrifte. Prediker 7 vers 1 sê, die sterfdag is beter as die geboortedag. Dit is beter om te gaan na 'n huis waar gerou word, as om te gaan na 'n huis waar fees gevier word. Want in 'n huis waar gerou word, eindig alle mense, en die lewende moet dit ter harte neem. Dink 'n bietjie hoe kosbaar is hierdie gedagte, liewe familie en vriende. Het ons vandag by mekaar gekom vir 'n verjaarsdagpartytjie, het ons nie hier gesit nie en het ek nie hier gestaan nie, maar het ons lekker koek en tee geëet en gedrink en mekaar geniet, en op pad huis toe in die kar sal ons mekaar sê, dit was nie lekker gekuier by hierdie verjaardagpartytjie nie, was nie lekker om weer vir Koos en vir Piet te sien nie. En dan sal ons aangegaan het met ons lewens. Maar dit vergelyk nie met die diepte en die gewig van wanneer ons by mekaar kom oor 'n geliefde se dood nie. U sien die verskil in die gewig van hierdie twee prentjies wat geskets word, die geboortedag of 'n verjaarsdag viering, feesviering en 'n sterfdag. Salomo wys hier vir ons uit die sterfdag dat dit beter is as die geboortedag. Vers 1 sê die sterfdag is beter as die geboortedag. En dan sê hy in die volgende vers, dis beter om te gaan na 'n huis waar gerou word, as om te gaan na 'n huis waar fees gevier word. Hoekom sê hy so, Salomo? Dit maak nie sin nie, maar dan gee hy vir ons die rede, en ons weet dit met hierdie woord want, dis die rede wat ek het, want in 'n huis waar gerou word, eindig alle mense. Ons is by mekaar, want iemand se lewe op hierdie aarde het tot 'n einde gekom. En die lewende, dit is ons wat agterbly, ons wat hier sit, moet dit ter harte neem. Die lewende moet dit ter harte neem. Salomo wys hierdie waarheid uit, dat wanneer ons byeenkom vir gedenkdiens, ons by mekaar kom nie net om na te dink oor die geliefde wat afgesterf het nie, maar die wat agterbly moet ook dink oor die realiteit van die dood, en dit oordink in hulle harte. So ja, ons is hier om te dink aan die groot seëning wat dit vir ons was om hierdie geliefde oom Leslie saam met ons te hê, maar ons is ook hier
om ons eie lewens te bedink in die lig van oom Leslie se lewe. En nog meer om die lewe te bedink en ons moet dit ter harte neem. So wat bedoel Salomo hier? En ek wil dit in 3 vrae vir ons vanoggend vinnig beantwoord. Die eerste vraag is, waar kom die lewe vandaan? Waar kom die lewe vandaan? Wel, die woord van God het meer as 2000 jaar staande gebly in die midde van 'n stryd, groot stryd, en homself steeds as die waarheid bewys. Ons weet dat die lewe kom van God, drie-enig. Die heel eerste vers in die Bybel sê, Genesis 1 vers 1, in die begin het God die hemel en die aarde geskep. Vers 26 sê, God het gesê, laat ons mense maak na ons beeld, as ons afbeelding, sodat hulle kan heers oor die visse van die see, heers oor die voëls van die hemel, heers oor die diere, oor die hele aarde, en oor al die kruipende diere wat op die aarde rondbeweeg. Vers 27, God het die mens geskep na sy beeld. Na die beeld van God het hy hom geskep, manlik en vroulik het hy hulle geskep. Ons sien dat dit inderdaad so is, die bewyse is reg rondom ons. Daar is 'n groot verskil tussen die mens wat geskape is en die diere. Ons weet die evolusie leer vir ons dat ons ook eens diere was. Maar daar is 'n groot verskil tussen die mens en die dier. Waar kom die lewe van die mens vandaan? God het ons geskape. Nou kom ons dink net oor hierdie gedagte. Het 'n dier al ooit innovasie gewys soos 'n mens? Het u al ooit by die huis gekom terwyl u hond lê en bedink oor die vergadering tussen Donald Trump en Cyril Ramaphosa in die Withuis? Of dat die kat besig is om 'n budget uit te werk vir die nuwe maand? Maar die mens is in God se beeld geskape. Nie in hoe hulle lyk nie, maar hoe hulle funksioneer. Heerskappy, die mens heers. Dit is nie ons honde of katte wat winkel toe gaan en vir hulle kos gaan koop nie. Dit is die mens wat met geld in sy motor klim en stop by die rooi lig en ry wanneer die lig groen is, wat die mens ontwerp het, ry op die paaie wat die mens ontwerp het. En by die winkel ingaan en weet watter kos om vir hulle te koop. En hierdie kos wat ons in die winkel koop, is nie gemaak deur 'n dier nie, maar deur 'n mens. Vriende, ongetwyfeld het God die mens geskape in sy beeld. Die mens heers oor die diereryk en die natuur. Die mens boer met diere, diere boer nie met mense nie. Dit is absoluut absurd om te glo dat die mens uit 'n dier kom. God het die mens in sy beeld geskape. Ons is sy skepsels. Ons behoort aan hom. Ons is syne. Hy het ons gemaak. En hy het ons gemaak en ons op die aarde geplaas om te heers onder sy leiding en onder sy opdragte. My kinders is rondom die jong tiener areas en ek is besig om hulle te leer dat God hulle op hierdie aarde geplaas het om te heers. Net soos pappa heers oor die huisgesin en seker maak ons het 'n huis en ons het kos. Dis waar die lewe vandaan kom. God het die mens gemaak met 'n doel om te heers. God het die eerste mense, Adam en Eva, in 'n perfekte tuin geplaas en hy het vir hulle versorg en hy het vir hulle die opdrag gegee om te heers. So dis waar die lewe vandaan kom. Maar die tweede vraag is, waar kom die dood vandaan? Salomo raak aan hierdie punt oor die dood. Waar kom die dood vandaan? Genesis 1 weer eens, vers 16, die Here God het die mens beveel, van al die bome van die tuin mag jy na hartelus eet, maar van die boom van die kennis van goed en kwaad, daarvan mag jy nie eet nie, van die dag wanneer jy daarvan eet, sal jy beslis sterf. Daar is 1189 hoofstukke in die Bybel,
En ons lees reeds in die 3de hoofstuk, dit het nie lank geneem nie, in die 3de hoofstuk van die Bybel, het Adam en Eva ongehoorsaam opgetree voor God. Al die bome, perfekte tuin, nie hierdie een boom nie. En die mens gaan na daai een boom en rebelleer teen God se opdrag aan die mens. Ten spyte van God se opdrag en duidelike waarskuwing, het hulle die leuen van Satan geglo en teen God se woord gegaan en geëet van die een boom wat God hulle verbied het, waarvan hy gesê het, julle sal sekerlik sterf. Hulle het onmiddellik geestelik gesterf aan hulle verhouding met hulle Skepper en hulle het uiteindelik later fisies gesterf, as ook elke mens na hulle. Daar was nie een mens wat net vir ewig gebly lewe het nie, die mens is gebore en het gesterf. Soos Genesis 3 vers 19, God vir hulle sê, na hulle gesondig het, met sweet aan jou gesig sal jy brood eet, totdat jy terugkeer na die grond. Want daaruit is jy geneem, ja, stof is jy, en tot stof sal jy terugkeer. Vriende, dit mag dalk tot u skok wees, maar dood bestaan omdat die mens in sonde geval het. Nie net Adam en Eva nie, maar die apostel Paulus skryf aan die kerk in Romeine hoofstuk 5 vers 12 en sê, daarom soos deur een mens die sonde in die wêreld gekom het en as gevolg van die sonde die dood, so het die dood ook tot alle mense deurgedring, omdat almal gesondig het. Die dood is 'n vrug van sonde. En God het vir ons gesê, dit sal gebeur. Vir ons voel dit na 'n natuurlike ding. Jy word gebore en jy sterf. Maar die dood is nie 'n natuurlike proses nie. Ons kan dit voel in ons harte. Niemand geniet iemand wat besig is om te sterf nie. Almal vrees hoe hulle eendag gaan sterf. Die dood is nie 'n natuurlike ding nie. God het gesê, dit is as gevolg van die mens se sonde. Dis waarvan dit vandaan kom. So wanneer ons bymekaar gebring word soos vanoggend as gevolg van die dood, moet ons herinner word, ons moet dit ter harte neem waar dit vandaan kom. Dit is as gevolg van die sonde, of in ander woorde, ongehoorsaamheid van die mens teenoor God, of om nog meer kleur aan die gedagte te gee, dit is as gevolg van die mens se rebellie teenoor God. En hierdie dood het twee fasette. Die dood van die liggaam, wat later gebeur, maar die onmiddellike geestelike dood. Elke mens word gebore geestelik dood as gevolg van sonde, wat dan uiteindelik lei na die ewige dood. Sonde het geestelike dood voortgebring. 'n gebroke verhouding met God. Sonde het 'n skeiding gebring tussen die skepsel en sy Skepper. Jesaja, die profeet Jesaja in Jesaja 9:5 vers 2 sê, maar julle sonde skuld, dit het skeiding gebring tussen julle en julle God. Julle sondes het hom sy gesig vir julle laat verberg. Vriende, ek wil hê ons moet dit ter harte neem. Die realiteit is dat sonde skeiding gebring het tussen Adam en Eva, en die sonde het skeiding gebring tussen die mens en God. En hier raak die waarheid baie swaarder, want dit raak waarhede wat ons moeilik hanteer. Dit is nie maklik om hierdie deel te deel met enige mens nie. Ons wil in opstand wees daarteen. Ek het nie vanoggend opgestaan en gedink, ek kan nie wag om hierdie deel van die boodskap vir almal te vertel nie. Maar dit is die waarheid. Nie net is ons geskei van God nie, ons staan skuldig voor God. God is die groot regverdige regter, hy is die judge. God is 'n regverdige judge. Hy is 'n regverdige regter. As ons voor hom verskyn, weet ons dat reg sal geskied. En in sy hof beoordeel hy ons as skuldig voor hom op die volgende gronde.
Ons aanbid hom nie soos hy ons verlang om dit te doen nie. Elke mens kies ongeregtigheid in plaas van geregtigheid. Ons onderdruk waarheid. Ons eer hom nie as die ewige en skepper God nie. Weereens, dit is wat die woord ons leer. Romeine 1 vers 18 skryf Paulus en sê, die toorn van God word vanaf die hemel geopenbaar oor al die goddeloosheid en ongeregtigheid. En vriende, kom ons dink aan plaasmoorde. Kom ons dink aan die nasies wat die Jode wil uitmoor. Kom ons dink aan ons eie toestand in Suid-Afrika met ons hoë moordsyfer. Wil ons almal nie hê God se toorn moet oor hulle uitgestort word nie. Wel, dit gaan dieper as dit. Ongeregtigheid en goddeloosheid is wanneer ons God nie aanbid en hom die eer gee wat hom toekom nie. Paulus gaan aan hier te sê, die goddeloosheid, ongeregtigheid van mense wat volhou om die waarheid deur ongeregtigheid te probeer onderdruk, aangesien dit wat van God geweet kan word, aan hulle bekend is. God het dit immers aan hulle bekend gemaak, want sy onsigbare eienskappe, naamlik sy ewige krag en goddelikheid, word van die skepping van die wêreld af in sy werke begryp en is duidelik sigbaar, die orde van die skepping. Gevolglik is hulle sonder verontskuldiging, want alhoewel hulle God ken, het hulle hom nie as God geëer of gedank nie. Inteendeel, hulle denke het sinloos geword en hulle onverstandige harte is verduister. Dis die toestand van die mensdom. Vriende, net soos 'n regverdige aardse regter in die hof nie net 'n reeks moordenaar laat vry uitstap nie, maar hom gaan straf vir sy oortredinge, net so gaan die heilige regverdige regter van die heelal niemand wat sy wette veronagsaam net laat vrygaan nie. Dan sal hy 'n onregverdige God wees. Maar hy is 'n regverdige regter. En vriende, die wonderlikste nuus van dit is dat ek kan sê, met dit wat ek weet van wat in my eie hart aangaan, in my eie lewe, ek is skuldig. Ek is skuldig. Ek het God se wette ongehoorsaam. Ek het myself gekies en myself verlig bo God. Ek is skuldig. En die profeet Jesaja in die bekende hoofstuk 53 vers 6 sê, ons almal het so skape gedwaal. Elkeen van ons het sy eie koers ingeslaan. Ons almal het ons eie koers ingeslaan. Dit beteken, ons kies die pad van ons lewe. Ons raadpleeg nie God nie, ons ondersoek nie sy wette en sy woord en hoe hy ons geskaap het en wat is goed vir ons nie. Ons kies ons eie pad. Ons is soos Adam en Eva wat sê, ek hoor wat u gesê het, maar ek gaan van hierdie boom eet. En Romeine 6 vers 23 sê, want die loon, die verdienste van die sonde is die dood. Die loon van die sonde is die dood. Ons is so skape wat net ons eie pad volg, ons eie koers. God, indien enige iets is maar 'n aspek van ons lewens. God verlang volgens sy woord 'n perfekte, sondelose lewe. Enigiemand reg daarvoor? God verwag 'n perfekte lewe van u. Waar ons almal moet bieg, ons is baie ver van perfek af. Ons val baie kort. God sê, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel, met al jou verstand en met al jou krag. Dis 'n baie hoë standaard om daagliks, uurliks te lewe. In kort, die realiteit wat ons moet ter harte neem is, ons is skuldig. Wat my lei na die derde en die laaste vraag. Wat het God gedoen vir skuldige sondaars soos ek en u? Wat het God gedoen vir skuldige sondaars soos ek
en u. Johannes 3 vers 16. Want so lief het God die wêreld gehad, op hierdie manier, so het hy hulle lief gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Die mens het weggedraai van God. Hy is skuldig. As 'n moordenaar voor 'n regter staan en hy's 'n reeks moordenaar, kan hy vir die regter sê, ek is jammer, ek sal dit nooit weer doen nie. Kan die regter hom laat vrygaan? Nee, hy is skuldig. Die feit dat hy jammer is, neem nie weg dit wat hy gedoen het nie. God het 'n plan gemaak sodat ons terug kan kom na hom toe. Dit is sy liefde, want so het God die wêreld liefgehad, dat hy sy seun gegee het. God het sy seun so gegee. Nommer 1, sy seun Jesus het mens geword. Hy het sy plek van majesteit verlaat. Die ewige God, geen begin, geen einde, wat aanbid word, dag en nag, het mens geword, het in 'n skepsel se maag ingekom, Maria, homself verneder, om 'n mens te word. Jesus het mens geword, en hy het in ons plek gehoorsaam kom leef aan die Vader. Ek wens ek kan so 'n kind in my huis kry. My William, my Christian, ek moet al 5 kinders se name noem. Is 'n klomp stout goed. Kon ek maar 'n kind kry wat perfek is en namens hulle perfek gehoorsaam in my lewe. Help in die huis, hulle take verrig. Dit is wat Jesus kom doen het. Hy het aarde toe gekom om in jou plek perfek gehoorsaam te lewe aan die Vader. Want nie een van ons kon daai perfeksie haal nie. God in sy liefde gee sy seun om perfek in ons plek. Hy is ons plaasvervanger. Hy het in ons plek gehoorsaam perfek kom lewe op hierdie aarde. Nommer 2, God het sy seun gegee in die wyse dat Jesus in ons plek, in jou plek, gesterf het. Die loon van die sonde is die dood. God het sy seun gegee om te sterf in ons plek. Jesus wat sonder enige sonde was en daarom nie die dood verdien nie. Die loon van die sonde is die dood, maar hy het nooit gesondig nie, so die loon is nie dood nie. Maar hy het die onskuldige vir die skuldige in die plek van sondaars gesterf. Dis hoekom as jy na 'n kerk toe gaan, sal jy 'n kruis sien. Want die kruis herinner ons, hy het my plek geneem. 700 jaar voor Jesus gebore is op aarde, het die profeet Jesaja gesê, geprofeseer 700 jaar voor die tyd. Hy is egter deurboor oor ons oortredings, verbrysel oor ons sondeskuld. Die straf wat ons vrede bewerk was op hom. En deur sy wonde is daar vir ons genesing. Ons almal het so skape gedwaal. Elkeen van ons het sy eie koers ingeslaan, maar die Here God het ons almal se sondeskuld op hom laat neerkom. Toe Jesus aan die kruis gehang het die Vader na hom gekyk, asof hy ons sonde gepleeg het, en hom gestraf vir ons sonde. Dit is die evangelie. Dit is die goeie nuus, die goeie boodskap vir sondaars. Dat Jesus gekom het, die onskuldige, die plek neem van die skuldige. Ek wonder of u al opgelet het, u is bekend met die gebeurtenis van Pontius Pilatus. Met die kruisiging het hy die geleentheid gebring en 'n moordenaar voor die volk gebring en Jesus voor die volk gebring, en soos die tradisie was, het hy gesê, in die hoop dat almal sal sê, laat hierdie onskuldige man vry, het hy gesê, wie wil julle hê moet vrygaan? Die moordenaar Barabbas of Jesus die Messias? En hulle het gesê, laat die moordenaar Barabbas vrygaan.
Daar word verneem deur die geskiedkundiges dat Barabbas op daai derde kruis op Golgotha daai dag sou hang. Daai derde kruis se plek was vir Barabbas. Hy sou sterf as gevolg van die moorde. En daai oomblik het hy die kruis vrygespring. En Jesus het letterlik die moordenaar, die sondaar, se plek ingeneem. Hoe kosbaar is dit? Dat hierdie skuldige vry wegloop en die onskuldige in sy plek, op sy kruis, gaan sterf. Die Jode het vir Barabbas gekies om vry te gaan en so het Jesus die onskuldige die plek geneem van Barabbas en letterlik in sy plek aan die kruis gehang. Net so het Jesus in ons plek die straf vir ons sonde gedra. Romeine 5 vers 6. Toe ons nog magteloos was, het Christus Jesus immers op die regte tyd vir goddeloses gesterf. 'n Mens sal nie maklik vir 'n regverdige persoon sterf nie. Al sou 'n mens dalk nog die moed hê om vir so 'n goeie persoon te sterf. God bewys egter sy liefde vir ons daarin dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was, leer Paulus vir die gemeente in Rome. En nommer 3, God het sy seun gegee sodat hy die dood kon oorwin vir ons regverdigmaking. Romeine 4 vers 25. Kom ek sê weer nommer 3. God het sy seun gegee om in ons plek te lewe, om in ons plek te sterf, en God het sy seun gegee sodat hy die dood kon oorwin vir ons regverdigmaking. Dit is een ding vir 'n beskuldigde om uit 'n hof te stap en die regter sê iemand het vir jou betaal, jy is vry, jy kan uitgaan, maar hy gaan nog steeds met die label loop dat hy is 'n moordenaar. God het opgestaan sodat ons die skuldiges nie uitstap as 'n sondaar nie, maar regverdig verklaar is. Deur dit wat Christus Jesus kom doen het, opgestaan, die dood oorwin, verklaar hy die wat in hom glo regverdig. Op die kruis het God na Jesus gekyk en hom hanteer asof hy die sonde gedoen het. En die wat in hom glo, kyk God na die mens asof die mens Christus se perfekte lewe gelewe het. Die teoloog praat oor the great exchange. Ons sonde vir sy geregtigheid. Sounds like a fair deal? Dit is die goeie nuus. Dit is wat God gedoen het. Dit is sy liefde. Dis hoe hy sy seun gegee het. Sodat die wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar regverdig verklaar kan word. Romeine 4 vers 25. Jesus is ter wille van ons oortredings oorgelewer en ter wille van ons regverdigmaking is hy opgewek. En dit was deel van God se wet. God het gesê die straf vir sonde is die dood. Hoekom het Jesus nie in die graf gebly nie? Want hy het nie self gesondig nie. Dis teen God se eie wet dat iemand wat nie gesondig is nie, moet sterf. En dit was die bewyse dat Jesus waarlik sonder sonde was, deur uit die dood op te staan. Die skrif sê, death could not hold him down. So nie net het Jesus gekom om die plek in ons plek gehoorsaam te leef nie net het Jesus gekom om in ons plek te sterf tot vergifnis van sonde nie, maar Jesus het die dood oorwin sodat ons deur die regter regverdig verklaar mag word. Romeine 5 vers 10. As ons toe ons nog vyande was, met God versoen is deur die dood van sy seun, hoeveel te meer sal ons deur sy lewe, deur sy opstanding verlos word, nou dat ons met hom versoen is. Liewe vriende, wil u nie ag gee op die wyse Salomo se woorde en hierdie dinge bedink nie? Hoe kan oom Leslie se lewe meer geëer word as dat daar vandag sondaars is wat sal draai na Jesus Christus in geloof?
tot die vergifnis van sondes en die nuwe lewe wat hy bewerk het vir sondaars nie. God het sy toorn oor sonde uitgestort op sy seun op 'n kruis op Golgotha vir die wat waarlik bekeer, vir die wat wegdraai van homself en in geloof na Jesus Christus kom vir redding. Draai weg van jouself en draai na Jesus Christus. Ek is feitelik klaar. Ek wil graag vir u hierdie realiteit herinner aan Matteus 7 vers 21. Jesus se woorde. Nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie, maar net die wat die wil van my Vader in die hemele doen. Baie sal op daardie dag vir my sê, Here, Here, het ons nie in u naam geprofeteer en in u naam demone uitgedryf en in u naam baie kragtige dade verrig nie. Dan sal ek openlik vir hulle sê, ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van my, julle wat wetteloosheid bedryf. Liewe vriende, ek weet nie waar u staan in u harte nie, maar die evangelie boodskap is daar vir ons om te gehoorsaam of teen dit te rebelleer. Gehoorsaamheid aan die evangelie boodskap is om te draai na Christus toe. Om weg te draai van die lewe waar ek die kaptein van my eie siel is en te draai na Christus toe, soos die ryk jong man wat gesê, Here, wat moet ek doen om gered te word? Ek het al die wette gehoorsaam en Jesus sê, gaan verkoop alles wat jy het en volg my. En daai ryk jong man het hartseer weggeloop. Hy was nie bereid om weg te draai vir die dinge wat na aan sy hart was nie. En dan 'n beter voorbeeld vir ons om vanoggend na te volg is die verlore seun wat weggehardloop het, gerebelleer het van sy vader en homself bevind in die modder saam met die varke te slaap. En tot die besef kom, ek eet saam met die varke in die modder, ek slaap saam hulle. En besef sy vader sal hom terugneem. Al is hy net 'n slaaf in sy vader se huis, is dit beter waar hy nou is. En hy teruggereis na sy vader toe. En toe sy vader hom sien, 'n seun wat bekeer en teruggekom het, het hy hom ingeneem en 'n fees vir hom gevier. Dit is die beeld wat Jesus vir ons skep, wat bekering en geloof is, om daai lewe agter te laat en om hom te volg. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elke een wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Romeine 6 vers 23 het ek vroeër nie klaar gelees nie. Want die loon van die sonde is die dood, maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus, die Here. O, kom in bekering en geloof na Jesus vanoggend. Los jou lewe agter en volg hom vandag. Is die roepstem vir ons vanoggend. Kom ons buig ons hoofde in gebed. Here Jesus, watter goeie nuus. As ek dink aan die verlore seun wat homself in 'n gemors in die modder tussen die varke, wat sy vader se erfporsie uitvermorsel het, wat terugkom met niks behalwe modder aan sy lyf nie. En sy vader wat hom inneem en 'n fees vier. Dit is die hart van God in Christus Jesus ons Here. U het u seun vir ons gegee. Hemelse Vader, ons dankie as ons vandag aan ons geliefde oom Leslie dink. Dankie vir sy lewe. Dankie Here vir 'n vol lewe
ongelukke, moorde, siektes neem mense op jong ouderdomme. U het vir hom geskenk aan ons met 'n vol lewe, 'n lieflike man, 'n broer vir 'n suster, 'n vader vir 'n dogter, 'n man vir sy vrou en 'n vriend vir sy medemens. En vandag, Here Jesus, is sy lewe die pad na ons ore vir hierdie evangelie boodskap. Draai en kom na Jesus Christus. Hy staan gereed om u te ontvang as u vandag na hom toe kom in geloof. Here, mag dit so wees deur u groot genade. Here, troos ons harte vandag as ons aan hierdie man dink. Oom Leslie sal gemis word deur Jesus. Maar ons is hier om te aanvaar dat sy tyd op aarde het tot 'n einde gekom. Ons vra dat u ons harte in hierdie oggend sal kom besoek, ter wille van u eer en u heerlikheid. Amen. Die realiteit van Jesus, dat hy opgestaan het uit die dode, is 'n bewys, is 'n bemoediging vir die Christen, dat daar is lewe na die dood. Jesus het aan honderde mense op een slag verskyn, op geruime tye. En daar is 'n ware hoop, leer Paulus vir ons. En daarom wil ek hê, ons moet graag hierdie lied sing oor hierdie waarheid. God sent his son, they called him Jesus. He came to love, heal and forgive. He lived and died to buy my pardon. An empty grave is there to prove my Savior lives. Die laaste vers spreek oor 'n tyd soos oom Leslie. And then one day, I'll cross that river. Daar's 'n dag wat ons almal hierdie rivier gaan oorkruis van die dood. I'll fight life's final war with pain. And then as death gives way to victory, I'll see the lights of glory and I'll know he lives. Vriende, ek weet deur hierdie ware hoop dat as ek vandag sou sterf, sal die Here my inneem. Maar ek vrees vir die wat die woorde moet hoor, gaan weg van my, ek het jou nooit geken nie. Kom vandag terwyl daar genade en tyd is en vertrou en volg die opgestaande Here Jesus Christus. Sing asseblief saam, die woorde is daar, as jy dit ken. Kom ons staan en sing dit saam. God sent his son, they called him Jesus. He came to love, heal and forgive. He lived and died to buy my pardon. An empty grave is there to prove my Savior lived. Because he lived, I can face tomorrow. Because he lived, all fear is gone. Because I know he holds the future, and life is worth the living just because he lived. How sweet to hold a newborn baby and feel the pride and joy he gives. But greater still, the calm assurance this child can face uncertain days
because He lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth living just because He lives. And then one day I'll cross the river, I'll fight life's fight, no war with pain. And then as death gives way to victory, I'll see the lights of glory, and I know He lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. U mag maar sit. Nou is ons aandag raai ek hierdie af. Sou dit sê ek moet dit af. Het. Nou kan ons aandag draai na ons geliefde oom en al mens weer as nog gedeel word oor sy lewe. Sonja, jy kan doen. Ons staan hier so. Ek het so mooi gehou tot hier. Want jy weet. Ek ben nou, kan ek moet daar ek ook saam. Maar is hier om te sê wat my lesie vir my beteken het. Toe ek jonger was, het nie baie interaksie gehad nie. Maar van het hulle Kaap toe. Ek elke naweek daar. En hy was een van die mense wat lief is om te lewe. Hy was lief vir mense. As ek jy nog gekom het, en hy was bezig met iets, dat hy alles net so gelos, kom sit, sê van, en wat is niet in jou lewe? Dit is wat hy het baie geïnteresseerd gewees in mense, hy was baie geïnteresseerd in die lewe, en hoe goeders gewerk het, en hy het het graag met jou gedeel, hy wou jou help, as hy kon gehelp het, en het hy agteroor gebuig, en hy het nie net gehelp, en jy het gedink, jene, nou help die persoon nie. Hy het gehelp, en as hy gehelp het, was dit perfect na die tyd. Ek weet nie hoeveel keer ons stikkende goeders na hom toe gevat het, en dan denk jy myself, jene, die ding gaan nie gered word nie. Een paar weke later, een paar dae daarna, dan kom jy weer daarna sê, ek het die ding vir jou reg gemaak. En dan is dit beter as wat het ooit was, voor die tyd. En hy het graag sy kennis gedeel ook met ons. Van jong tyd goeders wat al gebeur het, wat in die oud tyd gebeur het, hy het nie net 'n eenvoudige lewe gehad, soos hy gesê het. Hy het baie goed gedoen. Hy
was onder andere 'n boer gewees. Dis lief vir diere. Miskien nie katte nie, maar ja. en die mense wat vir hom gewerk het, hulle het jare daarna het hulle nog vir hom gebel met sy verjaarsdag en net omdat hy 'n goeie persoon was wat belang gestel het in hulle dit was nie net oppervlakkig nie. Ja, ek het so baie dinge gedink wat ek wil sê. Maar dit is die tipe mens wat hy was. Daar is baie, soos wat jy sê, Rudy, baie om te sê, mens kan hy 'n uur seker praat oor wat hy vir jou beteken het. En as hy vir jou raad gegee het, is dit goeie raad. Dis nie net, jy vat dit met 'n knippie sout nie. Dit draai uit, dit is wat jy moes gedoen het. Veral met praktiese goed ook, sê nou maar jy wou iets gebou het, dan sê vir jou, jy doen so, en jy maak so, en jy maak so, en jy maak so. En dis reg, dit is presies wat jy moes gedoen het. Ja, dit is daai raad, hy het ook al gehou om te debatteer, as jy iets niet na hom toe gegaan het, dan het hy nou, maar wat nou van dit en so, en jy het hieroor gedink, en dit is om jou te maak dink, nie om sy eie basyn te blaas nie. Hy was net daar vir ons, en hy sal baie gemis word. Maar baie dankie dat julle gekom het. Ek waardeer dit, en vir die mense wat van ver af kom. Baie dankie vir julle ook. Dankie. Ja, ek kan ook net getuig. Ek wil net sê, die bietjie wat ons van hom gesien het, was soveel gespreek van dit wat ek voorheen van hom beleef het. Ek wens regtig uit die diepte van my hart dat ek meer gesprekke met hom kon gehad het. En selfs die tye waar hy nader aan die einde gekom het, ek dink dit was so net 'n jaar terug, toe julle Hermanus so gekom het met al die vakansie pitstoppe en toe by ons uitgekom het en wow, dit was vir ons het so veel keer al gepraat oor hoe kosbaar dit vir ons was. En ek dink waarvan ons bewus is, het ek die tyd wat ons met hom spandeer het in sy laaste tyd, het ek hom ooit kla oor enige ietsie. Die laaste keer wat julle op Hermanus was, nie lang terug nie, is hy doodgelukkig om daar in sy bed te lê en ons kuier hier binne, ons het tyd saam met hom spandeer en jy wil hom nie los en hy sê soos gaan. Hy's okay. So is baie kosbaar vir ons. En dan wil ek net vir die familie ook bemoedig. Dit is so maklik om hierdie tyd kry jy soveel aandag en boodskappe en bemoediging en dan oor 'n week of 2 gaan alles doodstil. So Tannie Poppie gaan hom mis veral en ons moet daar wees rondom Tannie, maar die Here gee vir ons genade om hierdeur te kom. Goed. Net een praktiese ding, as jy hierdie badkamer soek, dis net deur hierdie deur, draai links, kyk op en daar sal 'n teken wees van 'n mannetjie of 'n vroutjie en dan sal jy dit vind. Maar ons gaan nou afsluit voor ons koffie en tee saam geniet. Is daar 'n lied O Heer my God. Ons gaan dit speel en dan gaan ons saam sing en nog iets. Oh great, maar kom ons wag met die lied asseblief James. Môre almal, ek is James, ek het die voorreg gehad, ons familie die voorreg gehad om so 8 jaar oorkant oom Les en Tannie Alet te bly. En ja, ons band het sommer baie vroeg al begin en 'n sterk band gevorm en die oom en Tannie was iets vir ons soos oupas en oumas gewees. En ek wil net sê, oom Les omgee hart en soos Sonja gesê het, as jy ooit daar gegaan het, al sy aandag het hy aan jou gevestig, ook 'n paar keer wat ek hom betrap het, wat hy skorrelgoed gewas het, en dan is hy te bly om my te sien, want dan los hy dit net, en dan kom praat ek en hy 'n bietjie op die stoep, maar
ons het baie tyd saam spandeer, baie stories geruil en wonderlike stories wat hy my vertel het van sy jong dag, sy jong tye gewees, sy jagstories, hoe hy groot geraak het, wat hulle alles aangevang het, wonderlike stories gewees. En ons het ongelukkig getrek teen einde Desember, en het was hartseer om Les te sien so oor die laaste tyd, maar ek wil net ook by sê, as jy gegaan kuier het, hy was elke dag dieselfde gewees. Jy het hom nooit gekry in 'n slegte by nie. Al het sy omstandighede drasties verander oor die laaste tyd, was dit altyd iets waarna ek gedink het en gewonder het, gaan die oom ooit deur 'n slegte tyd? En dit is wonderlik gewees om te sien van hom, en dan ook vir Tannie wil ek ook die tyd maak om te eer vir die laaste tyd wat Tannie so mooi na hom gekyk het. Dis ons jong mense voorbeelde, en ons is baie lief vir Tannie, en oom en Roxy sê ook, sy kan ongelukkig hier wees, maar ja, baie dankie. Kom ons sit en sing O Heer my God.
verder oor oom Leslie en sy stories.